Goeiemôre, baie welkom as jy vandag die eerste keer ingeskakel is by Radio Roepsyn. Ons is die stasie van Suidland Burgerlike Beskerming. Ek is Francis de Tooy en ons gesels met jou vanuit Appington in die mooie Noord-Kaap. Dit is Radio Roepsyn. Ons mense, ons radio, jou Roepsyn. Dis my program so terloops elke weeksdag tussen 9 en 11 en vanaand is dit vir my 'n voorreg om met Pieter Tron te gesels. Waaroor gaan ons gesels? Ons gaan praat oor SBB en meer spesifiek die SBB Sakekamer. Goeiemôre Pieter. Pieter gesels met ons vanuit Bronkhorst uit. Goeiemôre Francis, goeiemôre luisteraars. Almal welkom. Groot eer om hier te wees. Pieter, ons wil nou sommer dadelik begin. Jy en jou vrou Marlene is gesoute besigheidsmense, maar eintlik entrepreneurs. En julle is daar in die Bronkhorstspruit omgewing en julle is ook groot ondersteuners en natuurlik lede van SBB. So die rede vir hierdie video-opname en onderhoud vanoggend is dat jy ons kan vertel oor die SBB Sakekamer. Wat is dit en hoe werk dit? Francis, ja, ons het 'n ruk terug al begin met die idee. Ek dink is so jaar en 'n half terug al begin met die idee om 'n sakekamer in lewe te roep vir 'n paar redes. Nou, ons het geïdentifiseer dat daar baie besigheidsmense wat lede is van SBB, maar jy weet hulle word nou basies net gebruik as lede en hulle het toe 'n behoefte gehad om te sê, luister, kan ons nie 'n bietjie netwerk nie? Kan ons nie begin kyk om ons om ons besighede uit te brei nie? Dis die eerste ding. En die tweede ding is, wat kan ons doen om op op 'n groter manier te kan bydra? En vandaar het die gedagte toe ontstaan om die sakekamer te begin om te kan netwerk en om projekte te tafel en obviously ten doel van kan ek sê die uitbreiding van SBB se hoofkantoor of se hoofdoel die finansiële ondersteuning en projekte in daai klas van goed. So ons maak gebruik van die mense se kundigheid in hulle verskillende velde, want daar is geweldig uiteenlopende velde en kundigheid beskikbaar in die SBB en ons probeer dit maar net saamtrek vir die Engels sê the greater good van die groter organisasie. So dit is in breë trekke. Goed, en dan wat is die posbeskrywing of die posisie wat jy het daar by die SBB Sakekamer, Pieter? Vir my sondes is ek die hoofdirekteur, so ek hou maar die ouens bymekaar, ek trek hulle saam, is maar meer om te sê, hoorie, so sit die bestuurs doelwitte daar in die besigheid, of in die Sakekamer besigheid, want dit is 'n besigheid. So my rol is maar eintlik net om te sê, kyk, ons kyk na finansies, ons kyk na projekte, en ja, dis maar wat ek doen. So dis maar basies die oorhoofse bestuur daarvan. Maar ook maar net 'n lid van die span, hè. Onthou, dit is ons het so 4 lede, maar ons is nogals, ja, dit kan nogals warm raak. Jy kan dink is wel entrepreneurs om een tafel, hè. Maar dis goed. Dis 'n goeie ding. Goed, daar is al 'n paar besigheidseienaars reeds betrokke by die SBB Sakekamer. So wat kan of hoe eerder kan ander besigheidseienaars ook betrokke raak? Jong, ek dink die beginpunt is om te sê dat mense moet nie kyk na jou grootte van jou besigheid nie. Ek dink dit is baie keer waar mense die pot 'n bietjie missit in terme van besigheid. Jy weet, mens moet nooit afkyk op klein begin nie. Klein begin is eintlik maar die ding wat jy weet, dit was almal begin. Jy het iewers 'n idee gehad en jy ding gestoot. So jy weet, raak net betrokke, laat ons weet wie jy is. Wat het jy? Het jy 'n diens? Is jy tegnies georiënteerd? Het jy 'n produk? Op 'n reeks produkte, het jy net 'n idee, jy weet wat, en dan kan ons begin kyk, jy weet, hoe kan ons hande vat, dis die eerste ding, en dit geld nou regtig van klein besigheid tot groot besighede, enige ding tussenin, selfs boere, jy weet, ons het nou die dag die opmerking gekry, ja, maar wat vir boere? Boere deesdae is besighede, hulle is besigheidseienaars. Jy weet, so ons wil almal betrokke maak, want aan die einde van die dag, dat elke produk en elke diens wat ons kan lewer, jy weet, op 'n goeie en 'n professionele manier, gaan ons natuurlik, jy weet, na kyk en probeer om daai besigheid saam met die besigheid eienaar uit te bou, en al die platforms te gebruik wat ons beskikbaar het in SBB, en daar's baie van hulle, om sy produk of sy diens of wat dit ook al is, jy weet, met ons lede en selfs
nie lede wat lede sal word te deel nie. Ja, dis die groter visie van SBB Sakekamer. Ek glo dit bied dan ook die geleentheid vir mense om nou natuurlik hulle besigheid uit te bou, maar ook soos wat ons al gereeld gepraat het is, jy moet aanhou lewe. Jy kan nie net wag vir die dag aanbreek wat groepering plaasvind nie. Jy moet aanhou leef, jy moet aanhou jou besigheid daar buite sit en bemark en seker maak dat jy wel besigheid inkry sodat jou lewe in die tussentyd kan aangaan. Francis, wat jy daar sê is so waar. Jammer, ek lyk my ek het so 'n bietjie oor jou gepraat, maar wat jy daar sê is so waar, nee, dit lê my na in die hart. Jy weet, ja, ons weet daar is 'n dan-tyd iewers, en dit gaan gebeur, dit vir ons. Maar hier en nou is om te sê, luister, hoe oorleef ons? Hoe bou ons besighede ons het oop? Jy weet, ons moet nie dink dat SBB se besigheid lê net in die Noord-Kaap gesetel nie. Kyk vir ons. Ons is die hele Gauteng vol en selfs, jy weet, oorgrens. So elke besigheidseienaar in die vandag het nou regtig tyd en die moontlikheid en die geleentheid om te sê, luister, so bou uit, skakel in, praat met ons, weet dat ons kyk, hoe kan ons jou produk verder versprei, so dit gaan letterlik oor oorlewing nou. Hoe beter jy nou kan oorleef en by mekaar maak, hoe beter gaan dit met jou wees in dan tyd, want daar's twee dinge daarso wat baie belangrik is. Verskoon. Die eerste ene is dat jy moet nie dink dat in daai tyd gaan jy besigheid begin, dit gaan bitter moeilik wees. So begin nou sodat jy dan ook impak kan hê. Maar dit gaan nie net oor die dan nie, dit gaan oor hier en nou. En dan die tweede ding wat belangrik is, dit wat jy nou kan by mekaar maak, en ons sal seker nou kort Sondag daaroor praat ook, is om te sê, hoe behou jy koopkrag van, jy weet, deur alle tyd eintlik. Maar kom ons praat dan nou maar van die nou tyd en die dan tyd. Hoe behou jy jou koopkrag? Wat se instrumente is daar in plek? En daar dink ek is SBB Sakekamer baie uniek. Wat het nogal strategie om seker te maak dat ons mense kan bemagtig om dit te kan doen. So ja, dit gaan oor hier en nou, obviously, dit is baie belangrik. En hoe bou dit uit vir dan? So ja, as dit jou sal antwoord op so 'n manier. Dit is 'n bietjie omslagtig, maar dit is wat dit is. Ja nee, dit voel vir my, dit bring die nou en die dan by mekaar uit, want daar's 'n groot gaping tussen die twee. En as daai gaping kleiner kan wees, dan is dit uitstekend. Dis baie waar wat jy daar sê. Kyk, jy weet, mense, hoe werk entrepreneurs se kop? Ek weet vinnig vir mense verduidelik. Entrepreneurs se kop werk so, kyk, jy kyk na geleenthede en jy weet nooit waar die geleenthede gaan vandaan kom nie. So jy moet jou oë baie oop hê. Nou deur daai stelling te maak, jou oë baie oop hê, is jy natuurlik in voeling met wat aangaan die ekonomiese klimaat in die land, die politieke klimaat in die land. Dit wat om jou aangaan. So, maar jy word eintlik baie bewus van wat aangaan en wat op pad is. En tipies as entrepreneur sê ek net eenvoudig dat as jy jou oë waarwyd oop het, kan jy voorberei vir middag selfs, jy weet, en vir die dag van môre, maar jy kan ook verder in die toekoms inkyk. En ek dink dis waar die twee saamgebring word, jy weet, waar die nou, dit wat ons nou doen, met daai tyd saamgebring kan word. En dit gaan maar, jy is stilweg besig om voor te berei, sonder om jou fokus net op voorbereiding te sit, want jy moet leef, jy weet, hier en nou is baie belangrik, en dis baie werklik, very real, soos Engelsman sê. Ja, nee, dit is soos iemand byvoorbeeld sal sê, as jy dit nou van die worst case scenario, party mense wonder hoe gaan hulle aan die einde van die maand die skool betaal en hulle huur betaal, wat nog te sê van om op 'n dag iewers in die toekoms te dink aan onttrek. So dit is my uitstekend hoe jy dit geantwoord het om te sê hoe ons daai gaping kan vernou. Goed Pieter, en dan hoekom sal dit vir besigheidseienaars baat om deel te raak van die SBB Sakekamer? Ek dink jy het al in 'n mate die vraag geantwoord. Ek dink net om buitelaste wat ek gesê het, jy weet, as jy in die hier en die nou gebruik, soos as 'n ou gesegde sê, smeer die yster terwyl hy warm is, né? Weet jy, skakel in en dis ons deel gedagtes, ons deel idees. En enige besigheid het maar eintlik 'n dinkbank nodig, as jy dit so kan stel. Jy weet, 'n tipe van 'n paar ander opinies binne in jou besigheid. Mense wil nie altyd ander opinies hê nie, maar jy weet, tussen in 'n besigheids sin
tussen 'n spul besigheidsmense kan jy nogals redelik interessante antwoorde kry as jy begin soek, as jy self 'n bietjie blootstel. Niemand van ons in die saakkamer staan belang om enige ou se besigheid oor te vat nie. Dis nie waarvoor ons daar is nie. Maar laat ons uit ons kundigheid in ons eie gebiede wel met planne kan opkom, die is wel steun. Dit het ons nou al gesien, jy weet, daar is suksesverhale binne die sakekamer wat ons seker ook terstond sal oor praat. Net om te wys, jy weet, dat uit 'n gedagte uit kan daar geweldige groot goed gebeur. So ek nooi mense uit en sê, luister, skakel met ons, stel jouself so klein bietjie bloot aan ons, en laat ons aan jou kan blootstel aan die einde van die dag besigheidsgewys, en kom ons kyk, jy weet, wie weet, dalk is daar 'n plan of twee, en jy het niks om te verloor nie, in 'n geval. So dis wat ek sê. Ek nooi mense uit regtig kom deel idees, jy weet, jy's tussen 'n stel entrepreneurs, en as alles uiteenlopend glo vir my, hulle is nie net in een rigting nie, dit is baie rigtings betrokke. So dit is vars en nuwe idees konstant daar te hê. Dit is wat dit maak dat dit werk is, omdat elkeen uniek is. Ja. Dit is waar het gaan. Dit is absoluut waar het gaan. Stimuleer jou eie gedagtegang deur net 'n bietjie blootstelling te kry van ander mense af. Baie keer is besigheidseienaars geweldig alleen posisies, baie alleen plekke, want jy moet alleen besluite neem en nie. Maar as jy baie keer 'n klankbord kan gebruik, jy weet, van iemand af, wat jy kan vertrou, jy weet, wat self in besigheid staan, wat weet wat dit is, as jy 'n verkeerde besluit neem, kan jy raak seer kry of jy kan regtig goed doen. Net om 'n bietjie te klankbord, baie keer, jy weet, vind ons help die mense, dis amper soos berading tipe van ding, maar dis nou nie heeltemal berading nie, maar dat ou net kan hoor, jy weet, of as mense wesenlike probleme sien met die plan, moet sê, hoor jy, jy moet nie so toe gaan nie, want baie gaan vir jou byt, jy weet, en die redes daarvoor. So, ek dink is 'n goeie ding, as mense hulle self net so 'n bietjie wil blootstel, bietjie oopmaak, ek sê blootstel in die mooiste sin, jy weet, net oopmaak, vir ander idees. So ja, dis 'n goeie gedagte, ek dink. Goed, en dan het jy nou vroeër so vinnig aan dit geraak, toe jy nou gesê het oor die koopkrag te behou van dit wat jy opbou, en dit bring my dan by 'n baie opwindende nuwe been, saam met die sakekamer, en dit is die SBB munte. So dit is geldeenhede wat sy waarde en sy koopkrag behou. Vertel vir ons van die munte van SBB. Jong, die gedagte het begin as mens gaan kyk en jy gaan lees 'n bietjie en jy leen jou ore so 'n bietjie uit, jy weet, na goeie goed toe. Dan kom jy agter dat alle edelmetale, maar veral goud en koper, jy weet, die Bybel staan vol van geskryf. Dis eintlik God se geld. So jy kan letterlik met 'n ons goud en 'n ons silwer vandag koop wat jy 6000 jaar terug kon gekoop het, letterlik. So hy behou sy waarde. Wat verander is die fluktuerende geldeenhede, die verskillende geldeenhede in die wêreld wat of jy weet, versterk of verswak, en dan betaal nou meer of minder in daai geldeenheid vir ons wat dit ook al is. Ons het toe besef, jy weet, dat as 'n ou wil ek dink, vergeet nou eers 'n bietjie van rykdom, ek sal nou oor praat, maar as jy net jou koopkrag wil bou, met ander woorde, as jy gaan kyk wat R10,000 vir jou vandag koop, teenoor R10,000 20 jaar terug, dan jy agterkom, jy koop baie minder deesdae as wat jy gekoop het 20 jaar terug met R10,000. Hoe behou jy die R10,000 se waarde van vandag ten minste in die toekoms in? En die enigste manier om dit te doen is om te sê, hoor hierso, begin goud en silwer en edelmetale soos koper by mekaar te maak, en in klein stukkies, jy weet, of bekostigbare eenhede, en begin op so 'n manier jou geld se waarde te behou, stukkie vir stukkie, jy weet, 'n klein bietjie op 'n slag, en dan kan jy regtig groot gaan. En dit van daar waar daai munte se gedagte van gekom het. Ons almal, al die direkteure het toegang al vir baie lank, jy weet, tot goud en silwer in ons eie privaat besit, wat as besigheidsmense, ons noem dit hedging, so met ander woorde, jy verskans jou koopkrag, en ons parkeer ons geld letterlik in goud en silwer, en gebruik dit op 'n later stadium weer om dit in kontant om te swaai om ons werk te kan doen, en ons het dit doeteenvoudig gevat en dit op 'n baie mooi manier in munte in omgedraai en dit beskikbaar begin stel onder die SBB-lede, sodat hulle uit ons ervaring uit, jy weet, ook kan leer, nommer 1 en nommer 2, dat hulle self met 'n baie unieke muntstuk dieselfde pad kan loop, jy weet, bietjie, moenie lag vir die klein 1/10 nie, of vir die half ons nie, of die kopermunt nie. Daai goed is baie waarde.
So dit was die gedagtegang rondom dit, en ons is toe in 'n bevoorregte posisie om die goede te kan bymekaar maak, die eerste 6 kg bymekaar gemaak, en ons het dit in stawe, en ons het dit gevat na 'n mint, ouens wat mint te maak, en 'n baie goeie transaksie met hulle aangegaan, en hulle het vir ons begin om die goed te ontwerp, om die ontwerpe op te sit, en dit kom uit SPB geleer uit, al hierdie goed kom uit SPB geleer uit, en toe die goed begin slaan, die munte begin slaan. En vandaar die eerste reeks wat toe nou bekend gestel is, die 1 ons koper, 1 ons silwer, half ons silwer en die 1/10 silwer, en nou onlangs ook die eerste 1/10 ons goud. Ons is gelukkig opgewonde daaroor. Ons werk hard om te sien dat ons by 'n ons goud ook kan uitkom, maar soos die mense weet, dit is 'n paar rand. So, maar en dit loop. Jy kan nie glo nie, die goed verkoop verskriklik goed. Dit kry uitstekende reaksie en die verpakking is baie mooi en ek moet sê dit maak 'n mens trots om deel te wees van SPB. Ek is seker daarvan Wynand sal vir ons luisteraars sê wat hulle kan doen om daarvan te bekom, of as jy daarin belangstel om dit te koop, dan is daar verskeie maniere hoe jy kan kontak maak. Ek dink ons het nou nie voorberei vir daardie gedeelte van hierdie video om dalk 'n telefoonnommer of 'n e-posadres in te trek om te sê waar jy kan deel raak of waar jy kan navraag doen nie, maar soos alle sosiale media, daar is 'n webwerf, daar's 'n Facebookblad en op hierdie YouTube video self kan jy in die comments sê as jy belangstel. Ek sal uitkyk daarvoor en kyk dat ons dan opvolg met 'n telefoonnommer of jy kan hoofkantoor bel hier in Appington. Ek het net nie die telefoonnommer nou reg voor my nie, maar kom ek gee vir jou Radio Roepsyn se telefoonnommer. Enige navraag kan daar gerig word ook. Dit is 072 8585 668 en jy kan 'n WhatsApp stuur, jy kan die SPB hoofkantoor bel, daar is verskeie maniere hoe jy kan kontak maak as jy wil deel word van die SPB Sakekamer en meer wil uitvind of dan nou van die munte bekom. So dit is dan daardie ekstra been wat ek gesê het waaroor ons so opgewonde is. Pieter, nou jy en Marlene is betrokke in besighede in die meervoud. Vertel vir ons met watter besighede hou julle julleself op die oomblik besig? Ja, ek gaan net so op so 3 fokus. Ek dink dit is meer belangrik. Die hoofbesigheid se naam is Bespoke Hydro Solutions of BHS. Dit is 'n maatskappy wat basies kommersiële swembaddens vir kommersiële projekte bou. Dink aan Virgin Active se swembaddens en daai klas. Ons het baie jare was ons hulle verskaffer gewees reg deur Suidelike Afrika. Maar ons doen nuwe ontwikkelings, ons ontwerp die swembaddens self, die water retikulasiestelsels, die filtreerstelsels. En natuurlik dan ook die afronding van die baddens. So dit is heeltemal kommersieel. So dis die een been van die besigheid. Die tweede been van die besigheid is PT Bespoke, soos net my voorletter en van soos 'n voorletter. En dit het meer te doen met oorgrenswerk, maar dieselfde ding, maar is net groot. Dit is massiewe projekte. En ons is bevoorreg dat ons dit kan doen, want ons word in dollars betaal en dit gee net heeltemal 'n ander dinamika aan die besigheid. Uit dit uit het daar 'n ander besigheid ontstaan wat ons baie opgewonde oor is, en dis 'n besigheid wat ons teen om reg deur die land te gaan. Sy naam is Anjapet. Nou Anjapet het te doen met staalkonstruksie. Ons het geweldige aardige staal ouens by ons, ouetjies wat regtig kan fabriseer wat top of the game, soos hulle sê. Ook 'n bou van 'n algemene aspek af. Dan het ons die solar afdeling in daai besigheid en dan natuurlik ook net gewone elektrisiteit, jy weet, Eskom, daai klas van goed. Dan die loodgietery in daai selfde besigheid, watersuiwering, waterfiltrasie, boorgat, heininge, al daai klas van goed. So dit is meer 'n tipe van 'n turnkey projek tipe van ding. Sou 'n boer byvoorbeeld die luister, ek het 'n grond geïdentifiseer of ek wil 'n stuk grond ontwikkel, ek moet die plek omheen, ek moet 'n gat boor vir water, ek moet krag op die plek kry, ek moet iets daar bou. Dan is ons dit is presies wat hierdie maatskappy sal kan doen, want ons het die kundigheid binne in hierdie maatskappy om dit te kan doen, en daar's ook 'n paar ander direkteure betrokke, gekwalifiseerde elektriesiens, gekwalifiseerde loodgieter, soos ek sê, die ouens wat die staal vervaardiging doen,
Ja, dit is 'n baie is 'n nuwerige besigheid, maar hy doen ook redelik goed. Ons is baie opgewonde, ons wil reg uitbrei veral Noord-Kaap toe ook. En dis maar die 3 hoofbesighede. Dan het ek vingers in baie ander pastye, maar ek gaan nie nou daaroor te veel praat nie. Maar ons is maar reeks entrepreneurs, so genoem serial entrepreneurs. Jy weet ons as ek 'n geleentheid sien, dan doen ons dit. As ons dit kan doen. Mens obviously weet nou maar jy weet die dinge op en jy kyk daarna tot dusver is ons baie dankbaar. Jy weet dit is 'n maar genade hierdie dat ons hierdie goed kan raak sien en dit gebruik, jy weet. En dit staan ons natuurlik alles in staat om te sê ondersteun dinge soos SBB, ondersteun dinge soos die SBB Saadkamer en legio ander dinge wat ons ook ondersteun aan die einde van die dag. En dis in korte. Ja, dis net in korte wat ons doen. Uitstekend, maar Pieter, ons het nou nie voorberei vir dit nie. Ek sit en dink nou daaraan. Ek wil graag net noem dat dit ook dan Pieter en Marlene Tron is wat die freeze-dried kos beskikbaar gestel het aan SBB om daardie verkope te doen vir die kos wat 'n 25 jaar raklewe het. Jy wou sê? Ja, ek moes dit ook seker genoem het. Dis 'n baie klein afdeling van Bespoke Hydro Solutions op die stadium gewees. Ek sit en dink of ek dit moet registreer as 'n apart staande besigheid, maar omdat die ding jy weet ek het die nodigheid gesien in SBB destyds toe ek 'n lid geword het, dis wat 3 jaar, 3,5 jaar, amper 4 jaar terug ek dink. Toe julle begin het, nie nou julle begin het, maar in elk geval. Toe het ek gesien daar's 'n redelike omstandigheid rondom mense wat blikkies kos bymekaar maak en elke jaar spuit hulle R1000 weg. En toe van daar, jy weet, dis nou maar die kok in my wat toe nou gesien het, maar wag, daar moet wragtig gaan het, daar moet 'n ander manier wees. En ons het toe met die vervaardigers gaan pryse beding, jy weet, om in ons beide in 'n fabriek te gewees, jy weet, om te kyk en pryse beding en ons het dit baie suksesvol kon dit loods. In die eerste ons het dit letterlik in SBB geloods. En dit hardloop tot vandag toe en dit het uitgebrei na ander produkte ook. So die mense is welkom. Ons hardloop op hierdie stadium deur hoofkantoor. Dit sal later seker 'n funksie word van die sakekamer net omdat dit groter volumes gaan wees. Dit gaan nog steeds vir SBB ondersteun soos dit altyd was. Was maar net 'n bietjie om druk af te haal by hulle. So ons weet nog nie of ons hom 'n naam moet gee in ons privaat entiteit nie en of ons dit nou maar net so half moet hou as een besigheid. Want elke besigheid wat jy stig moet jy obviously nou jou spoladministrasie doen wat ons nie noodwendig op die stadium baie tyd voor het nie, soos dit is ons kantore redelik bedrywig en Marlene Knor, want sy is die ou wat die administrasie moet doen nie. Ek kan ook nie soveel op vergelyk van ding. Ek sien. So om jou af te sluit, Pieter, en so vinnig kom ons aan die einde van hierdie gesprek, baie interessant, maar vertel vir ons in detail oor jou ondervinding en jou verskeidenheid van gawes, hoe jy dit dan nou ook in die praktyk toegepas het, so met die tyd. Jong, ek is opgelei en gekwalifiseer as 'n chef, kontinentaal. Met ander woorde, my opleiding het gegaan meer oor Europese cuisine as Suid-Afrikaans en dit was nogal 'n interessante ding geweest. Dit het my baie lank gevat om te kwalifiseer beide in die fisiese kombuiswerk aspek tot en met hoofchef vlak en natuurlik ook die aspek van bestuur wat hulle nou maar tipies lodge management noem of hotelbestuur. So ja, dit is geweldige dissipline. Jy werk verskriklike ure. Enige ou wat hierdie goed al gekyk het, weet Masterchef en al daai goed. Dit is regtig reël wat daai ouens deurgaan. Jy weet die ouetjies wat nou regtig on top of the game is, ouens soos Gordon Ramsay en Marco P. White wat hom opgelei het. Geweldige dissipline. En ek dink dit help my in besigheid geweldig want jy weet you gotta get it right. Die Engelsman sê jy moet dit reg hê. Jy kan nie 'n ding half gebak of half rou of nie reg nie uitstuur en ek dink dit het 'n besigheidsfilosofie vir my geword van die begin af, maar van jongs af, van baie jonk af. Het ek altyd hierdie smous ding in my kop gehad. So ek het altyd na geleenthede gekyk en ek het besef dat om jou naam groot te maak in die restaurantwese is nie noodwendig die pad wat ek wil volg nie, alhoewel ek restaurante gehad het. Dit was nie my passie gewees om dit te doen nie. Dit is heeltemal te veel werk vir te min return. En ek het begin fokus op ander aspekte en geleenthede begin raak sien. En maar nie dood eenvoudig toegepas wat ek geleer het van 'n dissipline oogpunt af in elke besigheid,
En dit het ons nogals ten baat gestaan. So ons het 'n loodgietersmaatskappy gehad al. Ons het 'n teel in 'n maatskappy al gehad en ons het 'n algemene boumaatskappy gehad. Nou het ons hierdie swembad ding. En natuurlik al die vertakkings wat daar uitkom. En dis maar alles deel van wat my agtergrond my geleer het. Dis maar net dissipline, jy weet, wees op tyd, wees eerbaar. Ek sien die goed soos ek weet my produk wat maar 'n diens is, wat ek aan mense gee soos kos. Jy weet, jy wil nie vir iemand iets swaks en leliks voorsit of sleg voorsit nie. En as jy 'n fout maak, sê jammer en maak dit reg onmiddellik. En ek dink daai filosofie dra ons nogals deur. So ek is 'n bietjie van 'n harde taakmeester op myself. Maar my familie is gewoon daaraan, jy weet, hulle verstaan heeltemal en hulle is so 'n bietjie minimies en ek is baie lief oor hulle. Ek sê altyd vir hulle baie dankie dat hulle my gun om te doen wat ek doen. En dis maar basies die agtergrond. Dan het ek op 'n kol betrokke geraak deur die kerk. Ons is nogals redelik besig met kerkdinge, bediening eintlik meer. Dit het my genoodsaak om te sê, luister hierso, raak 'n huweliksbevestiger, kommissaris van ere, dis die bysaak, jy weet, so ek kan daarom goed sertifiseer en ek het agtergekom ek is mal daaroor, ek hou daarvan om met paartjies te werk, lank voor in die huwelik tree om 'n paar dinge uit te sorteer. So dis 'n ander been vir my of 'n ander deel van my wat maar bietjie meer mensgeoriënteerd. Nie dat my werk nie mensgeoriënteerd is nie. My werk is baie mensgeoriënteerd want ek hou van mense wat suksesvol raak, jy weet, alles jy 'n hand daaraan kan hê. Ek is mal daaroor. Dit is vir my baie lekker om ou te sien vlieg. En so dis 'n breë trekke wat ons doen. So vinnig. My passie is maar mense, want my liefde is kos. Jy weet, dit is as ek vir jou goeie kos gee, moet jy weet ek hou bietjie van jou. As ek vir jou goeie kos gee, moet jy weet ek hou nie so baie van jou nie, maar ek sal dit nie sommer doen nie. Ek is nie van reinig hou nie. Ek hou daarvan om mense lekker te voer. Dis baie interessant wat jy geleer het as kok kan toepas in die besigheidswêreld, want die eerste ding waaraan ek dink is jy moet leer om onder geweldige druk te kan presteer. As jy iets maak en dit flop, moet jy in baie beperkte tyd dit oordoen. So jy kan dit dan ook deurtrek en deel maak van jou besigheidswêreld andersins. Maar Pieter, baie druk hanteer, ja. Dit was informatief. Ek glo jy as die kyker en luisteraar het dit ook informatief gevind. En dit is dan Radio Roepsyn, die stasie van Suidland Burgerlike Beskerming. Ek is Frans, dis my program So Terloops. Dankie Pieter vir jou tyd vanoggend om met ons te deel oor die Sakekamer en die munte van SBB. Baie dankie Francis, baie dankie luisteraars. Lekker dag vir julle. SBB Sakekamer, saam bou ons, saam groei ons, met 'n visie sterk en waar. Vir elke entrepreneur is daar 'n plek om saam te vaar. Netwerk, groei en nuwe kanse, bou 'n toekoms hand aan hand. Van landbou tot kleinhandel, saam maak ons drome stand. Sterker saam vir môre, waar besighede floreer en groei. Sluit vandag nog by ons aan. Word deel van iets wat bly bestaan. SBB Sakekamer bemagtig besighede, versterk gemeenskappe, bou finansiële onafhanklikheid. Sluit vandag aan, een rigting vorentoe.